God wat waardig is om geaanbid te word. En dis die God wat die wêreld gemaak het. Kom ons sit. Welkom aan elkeen wat hier is vanmôre. Halleluja. Ek het 'n baie diep onderwerp vandag. En ek is dankbaar vir elke persoon wat hier is vandag. En die Here is besig om te werk en die Here gaan hard werk vandag. Dit weet ek. Maar wat ek sien vandag maak my hart bly. En terselfdertyd maak dit Vader se hart bly, maar terselfdertyd maak dit Vader se hart seer. Daai tweede liedjie wat ons gesing het daar in Habakuk, al kry ons swaar, sal ons nogtans die Here aanbid. En ons lees in die Bybel dat in tye van nood roep ons die Here aan en ons sing in voorspoed is ons geneig om die Here een kant te skuif. En die Here het vir my 'n woord gegee wat nogal baie hard is. En voordat ons voortgaan wil ek 'n paar verse lees daarin die profeet Hosea. En ons gaan begin daar in hoofstuk 1. Ek gaan so 'n paar verse in verskeie hoofstukke lees. En ons begin daar in Hosea vers 2. Die begin van wat die Here met Hosea gespreek het. Die Here het aan Hosea gesê: "Gaan heen, neem vir jou 'n hoervrou en hoerkinders, want die land het grootliks oorspel bedrywe deur van die Here afvallig te word." Harde woorde wat die Here vir hierdie godsman sê, hierdie heilige man sê. Hy sê: "Gaan neem vir jou 'n hoervrou en gaan maak vir jou hoerkinders, want die volk, jy verteenwoordig die volk, het afvallig geword van my af." En hy gaan verder, en die Here het vir hom gesê, nadat hy Gomer geneem het, die vrou se naam was Gomer, het hy by haar ingegaan en sy het swanger geword, en die Here het vir hom gesê, noem hom Jesreel. Jesreel wat beteken, ek sal die bloedskuld van Jesreel aan die huis Jehu besoek. Dit beteken God se regverdigheid. God gaan elkeen besoek en hom oordeel op die werke wat hy gedoen het, het sy dit goed is of sleg is. Jesreel. So die eerste hoerkind wat gebore is, sy naam is Jesreel. En toe gaan hy verder en hy het 'n dogter gekry en God sê vir haar, noem haar Lo-ruhama. Lo-ruhama wat beteken, ek ontferm my nie meer oor die volk nie. So, hier sê God vir hom, hierdie dogter van jou, ek ontferm my nie meer oor hierdie volk van Israel nie. Ek verstoot hulle. Ek gaan hulle oordeel eerstens en nou verstoot ek hulle. En dit is wat God vir ons probeer waarsku deur ons leefwyse hier op aarde. Want soos in die dae van Noag gaan ons voort om te drink en parties te hou, kinders te maak. Dit staan so in die Bybel, te eet en te drink en kinders te maak. Maar ons doen nie wat God van ons verwag nie. En hy sê, hy het weer swanger geword, en hy het gesê, noem hom, dis weer 'n seun, noem hom Lo-ami, want julle is nie my volk nie. En hier het God die streep getrek, en hy het gesê, julle is nie meer my volk nie. So die sogenaamde Christene, wat sê ek is 'n Christen, God trek die streep en sê, ek ken jou nie, Matteus 7, I've never known you, go away, I don't know you. Daar in hoofstuk 2, vers 7, ons begin by vers 6. So Gomer het nou weer gegaan en sy het agter haar minnaars aangeloop. Sy was nou getroud met Hosea.
Dat sy maar weer gegaan en agter haar minnaars aangeloop, jy weet. Sy het gedink is haar minnaars wat vir haar die goeders gee daarso. Net soos wat die mense dink. Hulle dink dit is die harde werk of is die werk of is die mens wat vir hulle inkomste gee. Maar vers 7 sê, ja, sy het nie erken dat dit ek is wat aan haar voorsien het. Jy sien, die mense dink hulle kan op hulle eie staat maak, hulle eie vernuf, hulle eie krag, met hulle eie werke, wil hulle inkomste genereer om vir hulle volke te, hulle huisgesinne te sorg, maar hulle erken nie dat dit God is wat vir hulle voorsien nie. Want as dit goed gaan, dan is God 'n spaarwiel. In vers 20, en in die dag sal ek verhoor, spreek die Here. In die dag sal ek verhoor, spreek die Here. Watter dag? Dis die dag wanneer God kom. Ek sal verhoor. Ek sal verhoor. Dis wat God sê. Vers 3. Hoofstuk 3. En die Here het vir haar gesê, jy weet, nou het Gomer, het sy weggeloop, en sy het weer saam met haar minnaars gegaan, en op hierdie stadium het die minnaars haar nou maar weer soos 'n slaaf behandel. Nou ek wil julle vat in hierdie tydperke, in hierdie slawerny tydperke. Weet as 'n slaaf verkoop is, jy weet, hy's daar op die mark verkoop. Stel jou voor 'n mark. Wie van julle het lang jare terug, was daar 'n fliek van Angelique se naam gewees op die TV. Het jy gesien hoe die slawe daar verkoop is op daardie fliek? Kan julle dit onthou? Daardie slawe, daardie vrouens wat die slawe was poedelnakend uitgetrek en daar op 'n podium gesit. Nou, hier staan hierdie slaaf poedelnakend op hierdie podium. En die manne staan daar rond en hulle bekyk hierdie vrou en kyk hoe lyk haar bates en hulle sê nee, hierdie slaaf is sterk en hulle maak haar mond oop soos 'n perd en sê nee, sy het 'n goeie bek en sy het 'n goeie gebit en al daai goed is. Nou, imagine dit. Hier staan Gomer op daai podium en God sê, gaan koop haar terug en maak seker jy koop vir haar terug. En hier staan op Hosea se vriende, hulle staan almal hier, hulle bekyk Hosea se vrou Gomer, hulle bekyk haar van hoek tot kant, en hulle sê, hy sê vir sy pel, hey, is dit nie al Gomer daai nie, is dit nie Hosea se vrou nie, en hier staan nou Hosea, jy weet, hierdie ouens met die hoedjies wat hulle dra om hulle gesigte toe te steek, jy weet, daardie hoedies, niemand kan sien wie hulle werklik is nie, en hier staan nou Hosea daarso, en hy bied vir haar, en hy bied vir haar, en hy bied vir haar, en hy betaal hy 15 sikkels, maar om seker te maak, laat hy al wel kry, gee hy meer as wat 'n slaaf se prys is, en hy gee halwe Gomer gars ook nog vir haar, net om seker te maak, hy doen wat God vir haar sê, koop haar terug. En hy betaal het. En hy kry sy hoervrou terug, want God het gesê, kry jou hoervrou terug. Jy weet, dit is my die kosbaarste, is hoe ons Vader werk. Ons raak afvallig van hom af. Ons raak totaal en al afvallig van hom af. Ons jaag die duiwel na met sy drank, met sy dit, met sy dat. Ons jaag hom na, maar ons sit daar met 'n God wat nog wag vir ons. Hy's lief vir ons. Hy's so lief vir ons. Hy sê, gaan koop haar terug. Dit stel God se liefde voor. Ek sal julle terugvat, keer net terug na my toe. Jy weet daar in hoofstuk 4 sê, my volk gaan ten gronde weens sy gebrek aan kennis, omdat julle die kennis verwerp het, sal ek julle verwerp. Die kennis, nie die wiskunde kennis, nie die wetenskap of die fisika of whatever se kennis, die Bybelkennis, die heilige kennis, omdat julle dit verwerp het, gaan ek julle verwerp, sê God. Haar in hoofstuk 4, vers 18. As hulle drinkery verby is, hoe reer hulle weer? Met ander woorde, hulle sit daar om die vuur met die glase, met die parties, en hulle suip, en ek kyk vir Sissie hierso, en vanaand gaan ek saam met Sissiekie slaap. Maar Sissiekie behoort aan hom. Vers 18. As hulle gesuiperheid klaar is, dan gaan hoereer hulle weer.
dan besef die volk, dan besef die mense, God is kwaad vir ons. God is besig om alles waarvoor ek lief is weg te vat. God is besig om my bank leeg te maak, sê hulle. God is besig om my kar leeg te maak, weg te vat. God is besig om my vrou weg te vat. God is besig om my huis weg te vat. En dan gaan kyk ons waar is die oorsaak van waar die geld in die bank heen is. Die geld in die bank is na die borrelstoer, dis nie God nie. Die kinders is na die weeshuis. Hoekom? Omdat daar abuse in die huis is, daar is drank abuse, daar is geweld in die huis. Die kinders is na die weeshuis toe. Hoekom is mama weg? Want ek het haar gepanel bied, dis nie God wat haar weggevat het nie, ek het haar gepanel bied. Hoekom is jy huis weg? Ek het my werk verloor, en daarom is my huis weg. Ek moes my huis verloor het, of ek moes my huis verkoop het. Omdat God nie deel was van my lewe, en is nie God wat my huis weggevat het nie. En dan kry jy hulle wat blameer, en sê, hoekom het jy my man weggevat, hoekom het jy my vrou weggevat, maar waar was die tyd toe jy God moes gesoek het? Was God by jou gewees? Was God deel van jou lewe gewees? En dan skree ons almal, kom laat ons terugkeer na ons God toe, want hy is 'n geregtige, regverdige God, wat ons sal vergewe. Jy's reg, hy sal jou vergewe. Hy sal jou vergewe. Hy sal jou vergewe. Hy's 'n regverdige God, want hy wil hê, jy moet nie verlore gaan nie. Hy wil daai kettinge verbreek, daai kettinge wat Satan aan jou vasgebind het, daai julle wat hierdie bodybuilding doen, jy weet, hierdie bodybuilding, up, down, up, down, up, down. Gooi, up, down, gooi, up, down. Hy wil daai kettinge breek vir jou. Hy wil vir jou sagmoedigheid gee. Hy wil vir jou lankmoedigheid gee. Hy wil vir jou liefde gee. Hy wil vir jou verdraagsaamheid gee. En een van hierdie goeders het jy, as jy Satan in jou lewe het nie. Jy het nie lankmoedigheid in jou lewe nie. Jy het nie liefde in jou lewe nie. Jy het nie verdraagsaamheid in jou lewe nie. Want jou tong is te groot. Mense beswadder en beskinder Gods kinders. Hulle beswadder en beskinder hulle bespot hulle bespot Gods kinders. Maar weet dit, God gaan dit van jou verhaal. Elke woord wat jy teen God se kinders uitgespreek het, gaan God dit van jou verhaal. Ons bid saam. Dierbare Here, ek buig vanmôre voor U, my Vader, in aanbidding. Ek vra Vader Here dat daar die geestelike herstel in die kerk sal inbeweeg. Vader Here, nie hierdie gebou nie, nee Here, ons praat van daardie bruid, Here, daardie bruid waarvan U, Here, die hoof is, een wat U uitgekies het, daardie vrou, die bruid wat U uitgekies het, laat die kerk sal terugkeer na U toe, laat hulle sal strewe na herstel, laat hulle sal strewe na heiligmaking, laat hulle sal strewe om U te soek terwyl U nog te vind is, Vader. Ek bid vandag vir hierdie kerk se genesing, vir die ledemate. Ek bid Here, laat U, my God, hulle sal optel, laat U hulle sal help, Vader. Want U, my God, is God almagtig. Ons het nou gesing, U is die ene wat alles geskep het. U is die ene wat alles voorsien. U is die alomteenwoordige God, die Alfa, die Omega, die begin en die einde, die ewigdurende God vir altyd en altyd, die God van Abraham, Isak en Jakob, die God wat nie kan verander nie, die God van gister, vandag en môre dieselfde is tot in ewigheid. Heilig, heilig, heilig is U, skree die engele daarbo. Heilig, heilig, heilig is U. Ek loof U vanmôre, Vader, en ek gee my lewe aan U oor in Jesus naam. Gemeente, hierdie is nie 'n lekker verhaal in Hosea nie, maar God gebruik hierdie verhaal
om die mense te ruk tot in hulle fundamente in, om hulle wakker te laat skrik. Want hierdie verhaal weerspieël sy kerk. Dit weerspieël sy kerk, sy bruid wat hy gestig het, hy self gestig het, om vir hom genot te gee. Hierdie verhaal is God se storie teenoor die mens se storie. God se storie van liefde, verdraagsaamheid en die mens se storie van ontrouheid. Ek wil net vir jou vandag ietsie sê, broer, suster, vriend, kennis. As iemand by jou kom en hulle praat van die pastoor by jou, weet dit, daai selfde iemand gaan na die volgende persoon toe gaan en van jou praat by die volgende persoon. There's no two ways about it. Ek wil vandag vir jou sê, dis daai ontrouheid wat in die mens is. Hierdie is nie 'n antieke verhaal nie. Dit is 'n spieelbeeld van vandag se lewe. Hosea is 'n spieelbeeld van vandag se lewe. Dis wat ons elke dag van ons lewe sien. Die morele samelewing, se morele standaarde het so versleg, so verander, laat ons kan nie meer besef hoe laag het die mens gedaal nie. Die mens het so laag gedaal, en ek wil vandag vir jou sê, wat die Here nou vir my sê, ek wil vandag vir jou sê, party van ons gaan oud word. Party van ons gaan nie oud word nie. Party van ons gaan doodgaan in hartaanvalle. Party van ons gaan doodgaan in karongelukke. Party van ons gaan doodgaan met 'n oordosis iets. Maar waar is jou lewe? Want die hoe jy gelewe het, gaan bepaal waar jy jou oë gaan oopmaak by God. As jy in 'n karongeluk was en jy het nie reg gelewe nie, dink weer. As jy met 'n oordosis is en jy het nie reg gelewe nie, dink weer. Daar is van julle wat hier so sit, wat die Here van my sê, party gaan met geweld doodgemaak word. Met geweld. Die Bybel sê, wat jy saai, sal jy maai. Die Here Jesus het gesê, nie met 'n swaard nie, want die manier wat jy dit saai, sal jy doodgemaak word. Ek vra jou vandag, wat hier so sit, wat sien daardie groen koring op die lande? Wat sien hulle? Wat sien hulle? Sien hulle God? Of sien hulle Satan? Kyk rondom jou. Wat sien daai groen koring op die lande? Wie sien hulle? Hierdie eerste 2 hoofstukke van Hosea, eintlik die 3de hoofstuk, die kortste hoofstuk, wys ons 'n getroue God. Die getrouste God wat daar is, wat vir ons lief bly, ongeag wat ons doen. Hy bly roep, selfs wanneer ons vlug, soos wat Jona weggevlug het. Bly hy roep. Selfs wanneer ons 'n bespotting maak van die kerk. Mense, ek wil julle net iets wys. Jy maak nie van die kerk 'n bespotting nie, jy maak nie van die pastoor 'n bespotting nie, want eintlik wat jy bespot is Jesus. Dis waarmee jy spot dryf. Jy dryf spot met Jesus.
jou gedagtegang, jou optrede, dit wat jy verkondig, dit wat jy sê, jy dryf spot met Jesus. Dis waarmee jy spot. God se liefde is verbondsliefde. Dis kiesende liefde. Hy kies sy mense. Dis volhardende liefde. Hy kan nie verander nie. Hy sal nie verander nie. Hy bly jou lief hê tot op die einde toe. 'n Liefde wat aanhou en nooit ophou nie. Daardie name van daai kinders, Jezreel, oordeel, bloedvergifting. Dit beteken sonde het gevolge. Bloedvergifting. Sonde het gevolge. Ons sien dat die loon van sonde is die dood. En ek praat nie van die stukkie vleis se dood nie. Want Here Jesus is die enigste ene wat mag het om die gees dood te maak. Dis die dood waarvan ek praat. Loroami, geen genade nie. God het geen genade. Hy hou ons verantwoordelik vir ons dade. Of het goed is, of het sleg is. Loami, ontrouheid vernietig 'n verhouding. Ontrouheid vernietig 'n verhouding. Dink net. Enige getroude paartjie wat hier so sit. As jou partner ontrou is, wat gebeur met daardie verhouding? There goes mama and there goes papa. Ontrouheid vernietig verhoudings. En dis wat God vir ons probeer sê, deur ontrou te wees aan my, vernietig jy die verhouding, die liefde wat ek vir jou het. Jou ontrouheid bring 'n skeidspier in ons verhouding in. Harde woorde wat God sê. Maar dis woorde van 'n hart wat seer is. God se hart is gebroken. Hy's gebroken. Hy sit daar op sy troon met sy seun langs hom aan sy regterkant en hy kyk af na die wêreld toe. En ons lees daarvan, hy sê vir hom, ek sal nie die stad vernietig as ek 10 gelowiges kry nie. En naderhand, as daar net 1 gelowige is, sal ek die stad vernietig nie. En God sê vir sy seun, kyk net daar, kyk net hoe val hulle uit mekaar uit, daar is nie eens meer een wat my in gees en waarheid aanbid nie, hulle aanbid die vyand, die Satan, met oorgawe, Monday to Sunday, never ending. Plesier het hulle God geword. Genot is hulle God, maar hulle God is zero, zults. Ons leef in 'n tyd waar mense nie meer die woord sonde wil hoor nie. Want as ek oor sonde praat, dan raak ek judgmental. As ek oor sonde praat, is ek wettisdiese. Die samelewing se norme en standaarde het so versondig dat sonde vir hulle aanvaarbaar lyk. Dis vir hulle lekker, dis daai kersie op die koek. Media help het aan. As jy selfoon oopmaak, afgesien van die games wat die jong klomp speel, van geweld tot wie weet wat nie, is dit skalks geklede vroumense en mans, net waar jy kyk, half kaal,
En as jy nog verder scroll, dan kry jy daar waar die mans en die vrouens die daad doen op die selfoon. Jy waag my, sê God. Jy waag my, sê God. Maar is vir my lekker as ek 'n vuil grap vertel, of as ek die pastoor en sy vriende kan uitkry as gemors. Kerke verdraai die skrif. Pastore, predikers, priesters, profete, dominees verdraai die skrif. Want hulle soek die getalle. Want hulle soek die inkomste. Hulle soek die populariteit van die mense. As daar die ou vir hulle heel dag sê, ag, oulik is julle net nie, ja. Oulik is julle net nie. Julle is so oulik, hè. God gaan julle bless. Jong mense word vertel, doen wat jou goed laat voel. Jong mense word dit vertel, doen wat jou goed laat voel. As dit jou goed laat voel, doen dit. Maar Hosea herinner ons, liefde sonder waarheid is nie liefde nie. 'n dokter wat nie vir sy pasiënt wil sê, hey, Kosie, jy het kanker nie, is nie 'n dokter nie. 'n pastoor wat nie vir sy mense wil sê, hey, jy oortree nie, is nie 'n pastoor nie. Maar kom ons kyk na God se hart. Selfs nadat hy vir hierdie volk gesê het, ek gaan julle afsny, ek gaan julle verstoot, ek gaan vir julle oordeel, sê hy, kom terug na my toe. Kom terug na my toe. Kom terug na my toe. Terwyl jy nog die kans het, want ek is nog te vinde. Maar die oomblik as ek nie te vinde is dit te laat. Hy sê in Hosea 2 vers 14, ek sal haar lok en na die woestyn bring en met haar hart praat. God sê, ek sal jou lok, ek sal jou bring daar waar ek met jou kan praat. Wanneer praat God die beste met 'n mens? Wanneer jy jouself verootmoedig voor God, wanneer jy op jou laagste punt is, dan praat God die beste met 'n mens. Wanneer jy nederig is, wanneer geld nie meer vir jou saak maak nie, wanneer liefde, God se liefde vir jou saak maak, wanneer drank vir jou nie meer 'n faktor in jou lewe is nie, wanneer God vir jou 'n faktor in die lewe is, dan praat God die lekkerste met 'n mens. Dan. Hosea se verhaal is die mens se verhaal. Ons wil altyd ander minnaar sê. Ons wil altyd ander minnaar sê. Ons hardloop altyd agter die dinge wat vir ons lekker is aan. Ons skroom weg van God af. Nou op die aarde gaan hel toe. Kom as jy is wild vanmorgen. Nee, ek is nie wild nie. Ek het my God lief. En weet jy wat? My God het jou lief. En hy roep jou vandag om jou lewe reg te kry. Dis waarvoor hy jou roep. Nie om daar by die braaivleisvuur te gaan sit en mense te bespreek nie. Nie om hulle sleg te sê, omdat hulle God lief het nie. Kerke waar die evangelie verswak om vol stoele te kry. My vriend het vanmorgen hier iets gesê wat my geskok het. Die
sekere prediker in 'n groot mega kerk in Amerika. Hy het vir sy gemeente gesê, jy sal $2000 'n maand betaal vir jou tiende. Jy sal dit betaal. En een persoon kon nie die volle bedrag betaal en hy het haar uitgehaal in die gemeente voor almal en haar berispe. Is dit 'n prediker? Nee. Waaroor gaan dit? Dit gaan oor die liefde van God. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan nie oor die geld nie. Here sê hierso in Hosea, hy sê, ek het nie jou offers lief nie. Hy sê, ek het nie jou offers lief nie, ek het jou hart lief, man, gee my jou hart. Dis al wat die Here sê, gee my jou hart. Hy sê daar in hoofstuk 6 vers 6, wat ek het behaag in liefde en nie in offerhande nie, en in kennis van God, meer as brandoffers. Hy sê, maar ek wil niks van jou tradisies en rituele en hy sê, gee my net jou hart, man. Dis wat God sê. Gee my net jou hart. Ons leef in presies dieselfde tyd. Ons kinders leef in 'n wêreld wat vol ander minnaars is. Elke kind het 'n selfoon. Ma en pa, het jy al gaan kyk na die WhatsApp messages wat kinders vir mekaar stuur, of wat se ewer hulle platform hulle gebruik? Het jy al gaan kyk? Het jy al gaan kyk, mamma en papa, in hulle tas vir klein stukkies papiertjies, mamma en papa? Het jy al gaan kyk wat staan daar opgeskryf, mamma en papa? Mamma en papa, het jy al gaan kyk in jou kinders se tas vir klein stukkies foliepapiere, mamma en papa? Of klein plastiek sakkies, mamma en papa? Het jy al gaan kyk, mamma en papa? Het jy al gaan kyk, hoekom is jou kind nie meerig, mamma en papa? Het jy vir jouself die vraag afgevra, hoekom het jou kind skielik geheimsinnig geword? Hoekom is die deur altyd moet hy toe wees, mamma en papa? Want jou kind, mamma en papa, is besig met onderduimse goed. En ons prys hulle. Kinders met vriende en groepsdruk. Ah, come on, man, we're all doing it. Let's go for it. Everybody is doing it. One night will not change your life. Emosionele verwarrings. Kinders sien hoe pa vir ma rondskryp aan die strot en hulle dink is aanvaarbaar. Dink is aanvaarbaar as pa vir ma of ma vir pa, vice versa kan ook werk partykeer. Dink is aanvaarbaar. Ideologie wat God se orde omswaai. Manne probeer vroukies wees en vroukies probeer manne wees. God se orde. Man en man wil trou en vrou wil trou. Ons swaai God se orde om. Ag, ek is swanger. Op die hoek is ou dokter, ek gaan gou gaan vir 'n abortus daarso. God se orde. Jy mag nie moord pleeg nie, sê God. Saambleiery. Buite die huwelik. Ons kan hulle nie in glashuise hou nie, sê God. Ons kan nie. Maar ons kan hulle leer, sê God. Ons kan hulle leer wat is reg en wat is verkeerd. Dis wat ons kan doen. Ons kan hulle leer wat is God se woord. In die waarheid van God se woord. In die sekerheid van sy liefde kan ons hulle leer. En die wete dat hy hulle altyd sal terugvat. Bely net jou sonde en laat dit staan. Hy sal jou terugvat. Hosea 3 is die klimaks. Dit is die pragtigste deel. Dit is daardie tentoonstelling van daardie liefde wat God het vir ons.
Ek wil vir jou sê vandag, God het jou lief. En hy wag vir jou. Hierdie evangelie hier in Hosea is ons. Is ons. Ons het weggeloop van God af. Ons het ontrou geword van God af. Ons is in slawerny gevang. Verlei deur Satan. Wat sê alles is goed. Maar ek wil vir jou sê vandag, Jesus het daai prys betaal. Nie by Pick n Pay met 'n kredietkaart of met silwer en goud nie, maar hy het daai prys betaal met sy bloed. Vir jou, vir my, het hy daai prys betaal. Jesus, hy ware Hosea, wat daar gestaan het, by daai auction, en hy kry skaam en skaamte, het hierdie Jesus op hy kruis gaan sit, sonder 'n woord. Die Bybel sê hy soos 'n lam na die slagpale toe gelei, en hy daar afgekyk, en hy het gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hy sê, my kind, kom terug. Die pad wat jy loop lyk vir jou reg, maar die uiteinde daarvan is die dood. Dis wat God vir jou sê. Hy koop ons terug, hy roep ons terug, en hy herstel ons verhouding. Daar op die kruis het hy ons verhouding herstel. En ons lees, die Bybel sê, elke ene wat hom aangeneem het, het hy die reg gegee, die mag gegee, om kinders van God genoem te word, het hy die mag gegee, om uit te roep, Abba, Vader, wat hom aangeneem het. Dis wat God van ons verwag. Hoe lyk 'n land, of 'n dorp, of 'n samelewing, sonder die kennis van God, wil ek jou vra. Hoe lyk daai plek? Ek wil vir jou sê, kyk rondom jou. Dan sien jy dit. Dis hoe 'n land lyk. Dis hoe samelewings lyk. Sonder die kennis van God, morele verwarring word normaal. Gesinne breek uit mekaar uit. Leiers word mislei. Godsdiens word oppervlakkig. Kerke word vol op party plekke, maar hulle harte is leeg. Hulle ervaar nie God nie, hulle ken nie God nie. En kinders word groot sonder 'n geestelike rigting, sonder geestelike opvoeding. Daarom sê God in Hosea 4 vers 6, my volk gaan ten gronde wees 'n gebrek aan kennis. Nie kennis van wiskunde het ek nou gesê, nie kennis van politiek nie, maar kennis van God. Lyk baie kerke vandag. Ek is nou klaar. Ons gaan nou vleis draai. Maar hoe lyk baie kerke vandag? Meeste kerke word daar sielkundig gepreek. Soetsappige woorde. Soetsappige beloftes. Sielkunde. En hierdie evangelie. Die waarheid word ingeruil vir populariteit. Waarheid word ingeruil vir populariteit. Genade word misverstaan as wetteloosheid. Lidmate wil God hê. Luister wat ek sê. Hulle wil God in hulle lewe hê, maar sonder God se heiligheid. Ouers vertrou meer op kultuur as op skrif.
Ek wil julle met daai enetjie bietjie gaan vat en ondersoek wat ek vir jou sê. Ouers vertrou meer op kultuur as op skrif. Gaan dink 'n bietjie daarna. Ons is 'n generasie wat God wil aanpas aan die mens. Ons wil God verander. Ons wil hom aanpas eerder as wat die mens aanpas by God. My broer, my suster. Mens se storie in die eerste hoofstukke, God se storie in die latere hoofstukke. My vraag vandag vir jou is, waar ontmoet hierdie twee stories mekaar? By die kruis van Jesus. Dis waar hierdie twee stories mekaar ontmoet. Waar Jesus jou heilig maak. Waar Jesus jou reinig. Waar jy God se liefde, al ewige liefde kan ervaar, is by Jesus, by die kruis. Ek gaan hier afsluit. Kom ons bid saam. Dan gaan ons een liedjie sit. En dan gaan ons lekker saam kuier. Dierbare Hemelse Vader, ons wonderlike voorreg om vanmôre in U teenwoordigheid te kon verkeer. En daardie Vaderhart te kon ervaar het, 'n hart wat hartseer is, 'n hart, Here, wat huil volgend na sy kerk, na sy bruid. 'n Hart wat vol verlange is om hulle terug te kry by U. Daar waar ek vanmôre saam met Vader wandel, en ek weet, U het tyd, liefde, en geduld. U roep elkeen vandag terug na U toe. Buig my hoof vanmôre in aanbidding. En ek vra, Vader, wees ons genadig. Want ons as mens weet nie wat ons doen nie. En ek vra vanmôre, Vader, stuur Heilige Gees met elke persoon te werk vanmôre hier teenwoordig. Seën die tafel wat ons vanmôre gaan voorberei daar buitekant, Here. Seën elke persoon, laat die kos wat ingaan, Here, heilig is volgens U wete. Maak elke maagie vol in Jesus wonderlike naam. Aanvaar hierdie lofprysing vanmôre in die naam van Jesus. Amen.